Ons slaan ons oë op na die berge. Waar kom ons hulp vandaan? En dan mag ons saam met Psalm 121 verklaar dat ons hulp in die naam van die Here is, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Heilig, heilig, heilig is U, Here, in die hoogste hemele. Die engele rondom die troon besing U eer. En ons dankie dat ons hier vanaf die aarde mag saam sing van U mag en U majesteit, van U ewigheid. Hier op aarde vergaan en versluit alles. Selfs die mens met ons lewe, dis maar kortstondig. Maar U is ewig, sonder begin, sonder einde, verhef bo die tyd. En hoe meer ons daaroor dink, hoe kleiner word ons voor U.
En ons mag U, die ewige God, lief hê en dien. In U ewige heerlikheid en mag sluit U met ons verbond. U maak ons aan U vas in Christus, die middelaar. Daarvoor dank ons U. Dankie dat U ons ook vanaand weer hier by mekaar bring. U magtige skepingswerk vertel van U heerlikheid. U die seisoene ingestel. Die son, die maan, die sterre is daar om die tye aan te dui. En Here, hoe wonderlik is dit om te weet dat U ook in hierdie winter wag hou oor ons. En na die winter kom daar weer lente, nuwe lewe. En daar kom weer somer as dit U wil is. Want alles is in U hand geborge. En alles gebeur volgens U vaste raad. Die skepping is perfek gehoorsaam aan U. En nou bid ons dat ons, U kinders, die kroon van die skepping, ons U ook sal gehoorsaam. Ons bely dat ons in baie opsigte opstandig en eiewillig is. As gevolg van sonde sit ons waar ons sit, met al die gebroke en al die seer en al die kommer. Ons bely voor U ons skuld, Here. Reken ons dit nie toe nie. Wees U genadig met ons, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Ons bid vir die samelewing waarvan ons deel is, waar daar op die oomblik baie onrus is. Ons week tegemoet gaan met onduidelikheid, bid ons dat U ons sal bewaar en dat U al U kinders sal bewaar in alle omstandighede. Hier waar ons woon mag ons nog soveel rustigheid en vrede geniet, maar ons weet dat sommer net hier aan die ander kant en op baie ander plekke in ons land en in ons wêreld is daar alles behalwe rus. Daar's geweldige onrus en daar's spanning. En daar's mense wat mekaar seermaak en mekaar doodmaak. Daar's bende geweld en daar is haat ook teen vreemdelinge. Here onse God, bewaar ons en wees ons genadig ook in ons samelewing. En gee dat ons te midde van alles wat gebeur, ons werk kan doen in kerk en koninkryk, sodat die koninkryk kan kom en U wil sal geskied. Ons bid vir almal wat wet en orde moet toepas in hierdie dae, al die gesagsdraers, amptsdraers in U naam, in die kerk, maar ook in die samelewing, al die owerhede, om aan U gehoorsaam te wees. Daar's soveel mense magte aan die werk. Leer die mens om op U te vertrou, Here. Dit moet ons almal leer, ons wat U ken, ook hulle wat U nie ken nie, en die wat van U weet, maar nie met U rekening hou nie. Bring inkeer, terugkeer na U. Ons mag U woord hoor. En ons mag ons belydenis oopmaak. Die kosbare skat wat ons deel met die kerk deur alle eeue en op alle plekke. Wil U daardie kosbare belydenis in ons harte vasmaak en dat die woord ons sal rig en versterk, ook vermaan waar nodig. Wees met hulle wat graag hier teenwoordig wil wees, maar nie kan kom nie. Veral in 'n tyd waar daar soveel siekte is en verswakking, bid ons vir genade en beterskap. Wees ook besonder met hulle wat wel kan kom, maar wat nie brandend is om U evangelie te hoor nie. Alleen U kan inkeer bring en U kan harde harte sag maak. U kan beterskap bring waar daar 'n afkeer is van U. Bring almal tot bekering sodat die getal van die uitverkorenes kan vol word. Hoor ons as ons so tot U roep en luister na ons terwyl ons U aanroep in die heilige hemele vanaf hierdie gebroke aarde. Hoor ons om Christus wil, ons middelaar aan die regterhand. Amen. Ons gaan nou in die Bybel lees oor Christus, die steen wat deur die bouers verwerp is, maar deur God as hoeksteen uitverkies is. En daarvan sing ons nou in Psalm 118. Die steen waaraan die tempelbouers veragtelik het 'n plek ons sê, is voor die oog van die beskouers deur God as 'n hoeksteen neergelê. Psalm 118 vers 11 en 13.
Gemeente, ek bedien vanaand aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 13 van die Katekismus. Die betekenis van die belydenis dat Christus die enige gebore seun van God is en ons Here. En daaroor lees ons in 1 Petrus hoofstuk 2. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het, dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaamd word nie. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowige geld die woord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle, wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening, terwille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die gouverneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense, en nie asof julle die vryheid as 'n dekmantel vir die boosheid gebruik nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want wat 'n roem is daar as jy verdra wanneer jy sonde doen en geslaan word. Maar as jy verdra wanneer jy goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. So sê die Here. En op grond hiervan bely ons in Sondag 13, vraag 33, waarom word Christus die enige gebore seun van God genoem,
terwyl ons tog ook kinders van God is? Omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. En vraag 34, waarom noem jy hom ons Here? Omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. Ons gaan direk daardie woordbediening sing uit Psalm 71 vers 9. Jesus Christus, enige gebore seun van God. Maar ons is ook kinders van God. Uit genade aangenome kinders. Almal van ons. Christus, ons Here. Ons is sy eiendom. Hy het ons gekoop. Gemeente, die belydenis van Sondag 13 is baie besonder, baie vertroostend. En dat ons dit juis vanaand mag hoor, is besonder. Hier in Pretoria, op die oomblik, bely ons geloof in Christus, die Seun van God ons Here. Ons bely dit terwyl ons elkeen met ons eie pakkie bagasie sit. Want hier sit ons, langs mekaar, agter mekaar, deur mekaar, elkeen met sy eie emosies en denke, met verwagtinge, sekerlik baie blydskap met die kinders wat vakansie het, maar ook maar dinge waaroor 'n mens wonder. Hoeveel persoonlike bagasie het ons nie? En hoeveel bagasie is dan in die samelewing nie? Wat moet ons te wagte wees hierdie komende week met hierdie hele vlaag van xenofobie, die gevare wat dreig? We sien die spanning wat toeneem. Wat moet ons maak? Wat moet ons anders doen as om terug te val op die woord van die Here, ons belydenis van Sondag 13? Christus is Here, eienaar, seun van God, ons verlosser, vandag, Dinsdag, Woensdag, alle dae van ons lewe. Gemeente, ons gaan vanaand fokus op Christus, ons broeder en ons Here. Christus, ons broeder en ons Here. En ons gaan hoor wat die rykdom daarvan is. Ons gaan ook hoor wat 'n roeping dit op ons sit. Ons rykdom in Christus en ons roeping as Christene. As Petrus sy brief skrywe, dan begin hy met mense wat lewe in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Bithynië. Dis die eerste verse van die brief. Plekname wat verwys na 'n klomp Romeinse provinsies. Hulle is almal geleë gewees in die destydse Klein-Asië. Vandag kan mense terugvind in Turkye. En Petrus skrywe in die heel eerste vers van sy brief dat die mense wat daar woon in die verstrooiing leef. Hulle is uit mekaar uit. Verstrooid beteken nie hulle is deur mekaar nie, hulle is uit mekaar. Hulle is verspreid wonend, soos wat ons ook verspreid wonende lidmate in ons gemeente het. Dis vir hulle moeilik om met mekaar kontak te maak en ook kontak te hou. Want hulle het mos nou nie die middele wat ons vandag het nie. Die een is hier en die een is daar deur ver. Hulle kan nie met mekaar praat nie. Daar sit ook iets anders in hierdie verspreid wonend. Die lesers is gelowiges. En as gelowiges leef hulle in 'n see van ongelowiges. Hulle woon en werk op plekke wat dit dikwels moeilik is om jou geloof uit te leef. Hulle is verstrooid in hierdie see. Vreemdelinge in die verstrooiing. Dis inderdaad die posisie van die mense wat hierdie brief heel eers te lees. En dis ons posisie.
As lidmate van die kerk van Christus doen ons elke dag ons werk. Ons hemelse burgerskap is die burgerskap wat ons het. Terwyl ons tegelijkertyd ook burgers van Suid-Afrika is. Ons is Pretorianers. Ons het 'n taak, ons het 'n roeping om betrokke te wees by die dinge in ons stad, in ons land. Ons kan nie onttrek nie. Ons dien op organisasies. Daar's van ons wat op skoolbestuure is. Op verskeie terreine in die samelewing bring ons kant. Ons laat die stem van die Here hoor. Ons kom ons kultuuropdrag daar. Maar oral waar ons gaan, kom jy agter, ons is vreemdelinge. En dit sluit aan by wat ons vanoggend gehoor het, oor die dra van die swaard. Die wêreld waarin ons die swaard moet dra, is 'n godvyandige wêreld. Ook al is dit so, dat daar nog baie gelowiges is, neem dit nie weg dat die samelewing in geheel al hoe meer godvyandig word. Hoeveel keer gebeur dit nie dat 'n mens eensaam voel, as jy jou stem moet laat hoor nie. Die norme van die skrif, die norme van die samelewing, dit kom nie naaste by mekaar uit nie. Die handves van menseregte is beslis nie geskoei op die Bybel nie. Nou die eerste lesers van Petrus se brief het elke dag beleef wat dit is om in die verstrooiing te wees. Hulle het swaar gekry as gelowiges. As mens hoofstuk 1 vers 6 lees, dan hoor 'n mens dat hulle bedroef word onder allerhande beproewinge. Hulle word die hele tyd getoets in hulle geloof. So ons 'n bietjie verder lees in 1 Petrus hoofstuk 3 en 4, dan lees ons hoe hierdie lidmate ly as gevolg van hulle geloof. In die samelewing word hulle gemindag, daar word op hulle neergekyk, asof hulle vuil goed is. Hulle word uitgeskuif. Ook al kan hulle goeie werk doen, Christene lewer goeie werk, dis deel van ons opdrag. Maar ongeag wat jy doen, uit met jou. Daar's selfs van hulle wat vervolging beleef het. Dit maak dat party begin twyfel. Hulle plaas vraagtekens oor hierdie geweldige prys wat geloof van jou verg. Is dit nie maar beter om toe te gee aan die druk nie? Moet die mense nie maar so nou en dan so 'n bietjie aanpas nie? As almal so maak, hoekom kan ons nie so maak nie? Hoekom moet ons altyd stroom op wees? Hoekom altyd anders wees? En dit maak dat Petrus skryf in die heel eerste vers van hoofstuk 2, lê af alle boosheid en bedrog en geveinsdheid. Breek met hierdie sondige wêreld. Draai jou rug op hierdie sondige wêreld. Moenie toegee nie. Kom na Jesus, die lewende steen wat die Here verkies het, al het die mense hom verwerp. En Petrus wys op die betekenis van Psalm 118. Hy pas dit toe op die omstandighede van hierdie mense. Daar's soveel mense in hierdie wêreld, destyds en vandag, wat Christus verwerp, minag, hom sleg sê, sy naam misbruik. Hulle haat hom. Hulle verag hom. Die Christus by wie ons staan en val, word deur baie mense uit die lewe uit verban. Soos wat die tempelbouers van Psalm 118 gemaak het met hierdie hoeksteen wat hulle nie wou gebruik het nie, hulle gooi hom een kant. Maar daardie steen is voor die oog van die beskouers deur God as 'n hoeksteen neergelê. Jesus is vir sy vyande 'n rots waaroor hulle struikel, hulle val oor die steen. Vir die gelowige 'n rots om op te bou, dis ons fondament. Ons kan nie dink aan 'n lewe sonder Christus nie, ons wil ook nie. Op Christus staan die gelowige se lewe vas en stewig. Dit moet hierdie mense verstaan. Hierdie gelowiges in die verstrooiing, die vreemdelinge. Teenoor hulle spottende, haatdraande teestanders is hulle 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, sê vers 9. Dit is of Petrus nie genoeg woorde vind om die rykdom van gelowig wees te beskryf nie.
En dis hierdie rykdom wat die basis is vir Sondag 13. Kom ons weeg dit stukkie vir stukkie. Maak dit jou eie. In die eerste plek noem Petrus hierdie mense 'n uitverkore geslag. Nou 'n geslag wys op bloedverwantskap. Mense van dieselfde geslag gaan nou nie oor man en vrou nie, maar dit gaan oor mense met dieselfde van. Gelowiges vorm saam 'n familie. Ons is mekaar se broeders, ons is susters. En dit moet vir die vreemdeling en die verstrooiing 'n riem onder die hart wees. Uit genade is hulle elkeen aangenome kinders van God. Hulle is nooit alleen nie. Nooit weg van die Here af nie, dit in die eerste plek. Maar daar kom ek by, dat jy as gelowige ook nooit alleen op hierdie aarde is nie, want daar is altyd 'n gemeenskap van broeders en susters, daar is 'n geslag waarvan jy deel is. Jy veg nooit alleen nie. Jy worstel nooit alleen nie. Jy is nooit alleen hartseer nie. Jy staan nooit alleen met jou rug teen die muur nie. Daar's altyd hierdie gemeenskap saam met jou. 'n wolk van getuies wat vir jou bid. En dan moet 'n mens weet, hierdie geslag is 'n uitverkore geslag. Petrus gebruik die woorde van Jesaja 43 vers 20. Israel was die volk wat deur God uitgekies is in die Ou Testament as sy volk. Hy het hulle bymekaar gemaak. Hy het hulle laat lewe. Vandag is ons die uitverkore volk van God. Die kerk, gemeenskap van gelowiges wat verspreid is oor die hele aarde. En dan word ons deur mense baie keer minagtend een kant gegooi. En daar word snedige opmerkings gemaak en daar word aaklige goed oor ons gesê. Die Christen word behandel soos die Christus. Maar dit wat veragtelik is by mense, is by die Here kosbaar. Die kerk, volk van God. En watter volk? As eiendom verkry, sê Petrus. Wettig gekoop, waar Satan ons voorouers Adam en Eva destyds in die paradys omgekoop het, met leuns, het Christus ons ten duurste teruggekoop. En ons bely dit so kragtig in Sondag 13. Christus het ons in liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop. Daardie woorde in Sondag 13 kom net so uit 1 Petrus 2 uit. Die Here Christus het eiendomsreg op sy kerk. Ons is syne. En omdat hy eiendomsreg het, is hy koning vir sy kerk. Die dat Petrus skrywe, julle is 'n koninklike priesterdom. Weer tipies taal van die Ou Testament. Priester is iemand wat toegang het tot die ewige God. Hy mag tot God bid. So het ons toegang tot die Here in die hemel. Elke gelowige leef as priester in gemeenskap met God. Ons geniet die beskerming van God. Om te dink, broeders en susters. Die ewige, almagtige God sprei sy hande oor ons uit, sy arms oor ons uit en hy sê, ek pas jou op. En die koninklike priesterdom pas Christus ons op soos goud. Hy los jou nooit alleen nie. En dit bring ons by die laaste beskrywing van die kerk. 'n heilige nasie. Nasie, dit wys op die leefwyse van 'n groep mense. Nou sê Petrus, die kerk is ook 'n nasie. Die lesers is almal Romeinse burgers. Hulle bly Romeinse burgers. Hulle taal, hulle kultuur, hulle erfenis, tipies Romeins. Maar in alles is hulle heilig aan God gewy. Hulle is gelowige Romeine. Hulle is Christen arbeiders. Hulle is duidelik onderskei van die ongelowiges wat nie in Christus glo nie. Nou as hierdie mense dit hoor,
hierdie mense wat so verstrooid is en so swaar kry en so seer het, dan moet hulle besonder vertroos word. Petrus laat hulle opnuut besef, wie is ons regtig? Kort tevore het hulle nog in die duisternis van ongeloof gelewe. Hulle het saam met al daardie ander bevolkingsgroepe waarvan hulle deel was, gehoereer en gevloek en gesteel en omgekoop. Hulle lewe was pikdonker en sinloos. En die Here God haal hulle daar uit die duisternis uit. Hy bring hulle na die wonderbare lig. God het hulle in Christus uit die dood uitgeruk. Hy gee hulle lewe. God het hulle oë oopgemaak. Hulle sien dinge raak wat hulle nooit tevore raak gesien het nie. Hulle kyk baie verder as hier en nou. Hulle dink baie verder as oor mag en geld en dinge wat hier moet gebeur. Hulle wat vroeër nie 'n volk was nie, het volk van God geword. Hulle het God se barmhartigheid leer ken. Sondag 13 was nog nie in hulle katekismes nie, want hulle het nog nie die katekismes gehad nie. Maar presies dit wat ons bely, het hulle reeds gehad. En dit maak dat 'n mens kan leef en nie net oorleef nie. Ons beleef nie naaste by dieselfde as dit wat die mense destyds geleef het nie. Ons sit in baie opsigte met presies die teenoorgestelde. Kind wees van die Here, aangenome kind, en eiendom wees van die Here, die twee groot sake in Sondag 13. Dis nie vir ons 'n saak van spanning nie. Dis vir ons heel gewoon, nie waar nie. Dit het al so gewoon geword dat 'n mens nie eers meer aldag mooi dink oor die wonder en die grootheid en die heerlikheid daarvan nie. 'n Mens word gedoop in die kerk. Jy groei op in die kerk. Mens word deur betrokkenheid by die kinderhuis deel gemaak van die gemeenskap van heiliges. Niks dramatiese goed wat gebeur nie. Geen noemenswaardige gevare wat dreig nie. Nie 'n klomp mense wat hier buitekant staan en toi en maak dat ons nie in die kerk kan inkom nie. So lyk dit. Maar moenie te rustig raak nie. Satan se aanslae teen die gelowige volk van God mag dalk van vorm verskil, maar beslis nie van intensiteit nie. In die dae van Petrus het hy gekom met hierdie harde, gemeene aanslag. Hy dreig en hy verdruk en hy maak seer. Vandag doen hy dit met gerusstelling. Hy vat die vuur, die prikkel van kind van God wees uit 'n mens se lewe uit. Hy laat hom salig, rustig voel. Vir soveel is kerk maar net nog 'n sosiale gemeenskap tussen baie ander. Mense het die klub en jy het die sport en jy het die posseelversamelaars en dan jy nog die kerk ook. Dit word nie hardop gesê nie. Mense sê sulke dinge nooit hard nie, maar hoe kom dit uit die dade uit? Wat van prioriteite wat gestel word? En nou moet ons meet met ons eie belydenis. Wat 'n verskonings is daar nie om nie uit te kom by dinge wat werklik belangrik is nie. Om watter rede bly mens weg van 'n Bybelstudie en 'n JV en 'n OJV en 'n tee drink na die diens? Wat hinder ons om eredienste by te woon? Hoekom is dit 'n stryd om soveel mense betrokke te kry by funksies wat die diakonie aanbied, is deel van gemeenskap van heiliges? Hoekom kla ons so vinnig dat dinge te veel raak as dit oor kerk gaan? Alweer word daar op my knoppie gedruk. Moet ek alweer help? Waarom moet ouderlinge en diakens plek smeek vir 'n tyd van huisbesoek? Daar's altyd redes. Dis 'n vergadering en sport en die werk aan my baie besig en die familie kom kuier.
Die punt is, besef ons dat die erediens 'n samekoms van 'n uitverkore geslag is. Dis nie maar sommer so 'n klompie mense wat hier sit nie. Dis elite wat hier sit. Elite in die oë van die Here. Weet ons dat amptenare oor ons ewige lewe moet waghou. Hulle moet verantwoording daaroor doen. Hulle soebat nie om by mens uit te kom in jou huis nie. Dit is 'n voorreg om hulle te mag ontvang in jou huis. Dink ons genoeg daaraan dat hierdie gemeente, wat met genade van die Here amper 60 jaar oud is, die eiendom van Christus is. Dis niemand anders se kerk nie behalwe Christus se. Ons bely dat Christus ons broeder en Here is. En ons bely die heilige waarheid. Ons is gekoop met bloed, kinders en wettige erfgename van die almagtige God. Petrus se eerste lesers het begin bang word ter midde van soveel swaar kry. En ons? Besef ons werklik hoe ryk ons is? Hoe bevoorreg ons is? Ons het nie hiervoor gekies nie. Dis die Here wat ons hiervoor gekies het. Hy bring ons bymekaar. Nou as mens besef hoe ryk jy is, dan besef jy ook dat jy 'n geweldige roeping het. En daarmee moet ons afsluit vanaand. Hou op om terug te val in die heidenlewe, sê Petrus. Breek met lauwheid en flauwheid en boosheid en bedrog. Hou op om geloof en kind van God wees as vanselfsprekend te beskou. Dink daaraan dat jy 'n kosbare eiendom van God is om te verkondig die deugde van die almagtige God, sê die vervolg van vers 9. Verkondig, dis die eerste groot werk van die gelowige. In die grondteks word 'n woord gebruik wat besonders is. Dit gaan daaroor dat dit wat jy in jou hart het, uitdra met jou mond. Jou hart uitstort. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons weet presies wat dit is. Dit wat jou opgewonde maak, kan jy nie oor stil bly nie. Nou as jy weet hoe bevoorreg jy is, dan praat jy daaroor. Ons moet verkondig wat God aan ons doen. En ons is baie keer geneig om terug te deins, want ons loop ons nie met die Bybel onder die arm nie. En ons is nie mense wat allerhande getuienisse lewer nie. Maar gemeente, ons sal moet leer om van die genade van God te vertel vir mekaar. Praat met mekaar oor die uitverkiesing, oor die wonder van kind van God wees, oor vergewing van sondes, oor kerk wees. Dis grondsake. Deel dit met mekaar. Bevestig mekaar daarin. Vertel dit vir die kinders. En dan gaan dit verder. By tye word ons siek en van ons is ernstig siek. Ook die wat by die huis lê, wat ingeskakel is, en ons dink aan hulle, ons bid vir hulle. En dan dra die Here ons daardeur. Op sy manier en op sy tyd. En hy gee partykeer antwoorde op vrae en partykeer nie. Maar dit is vir ons om daaroor te praat met mekaar. Ons is mos 'n dankbare, uitverkore geslag. Watter kind kan stil bly as mens mooi verjaarsdagpresente gekry het? Watter egpaar wat trou, gaan nie praat oor hulle huwelik as hulle beplan en die troudag aanbreek nie. Nou, hoe kan ons swyg oor die wonder van kind van God wees? En ons sal dit wys in ons alledaagse lewe. So verkondig is dit ook. Petrus sê in vers 11, geliefdes, ek vermaan julle om julle lewenswandel onder die heidene skoon te hou. Lewe is skoon lewe. Praat nie kwaad nie. Verheerlik God. Moenie toegee aan vleeslike begeertes nie. Stryd daarteen. En dan raak Petrus skielik baie konkreet en hy het 'n klomp voorbeelde wat hy aanhaal. Hoe lyk dit om jou rykdom in Christus te belewe? Vir gelowige landsburgers in die verstrooiing sê hy, wees in die Romeinse kolonie onderdanig aan alle menslike verordeninge. Die koning, die goewerneur, sy gesante.
Vir Christen arbeiders sê hy, wees aan julle Here onderdanig. Nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Dink vir 'n oomblik, hoe het hierdie woorde op hulle ore geval? Hulle ore het gestuit, hulle wenkbroue lig. Hoekom moet 'n werknemer vir 'n slegte werkgewer eer bewys? Hoekom moet onderdane owerhede respekteer as hulle in beginsel nie saamstem met die owerhede nie? Dit was kritiese vrae in daardie tyd. Dis vandag nog steeds die vraag. Die Romeinse owerheid het Christene vervolg. En die Here sê, eer hulle. Hoekom? Terwille van die Here, die groot eienaar, want hy stel hulle aan. Vers 13, so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. Dis wonderlik om Christen te wees. Maar is nie altyd so maklik nie. Nie raas nie, nie blaas nie, nie skel en rumoer nie, nie ontploffende woedebui nie, eerbaar optree, beginselvas praat, nie veg nie, praat, vrees God deur sy gebod uit te leef, dan bring ons Sondag 13 in praktyk. Ons is aangenome kinders van God, broeders en susters van ons grootbroeder Christus. Ons is eiendom van die Here. Hy is ons eienaar. Wys dit en leef dit, veral ook in hierdie week. Amen. Ons is U oneindig dankbaar, Vader, vir hierdie kosbare belydenis wat ons het. Vir die vaste wete dat Christus ons broeder in die Here is. Vir alles wat hy gedoen het, die geweldige lyding wat hy gehad het om ons te verlos. Die prys wat hy betaal het om ons te koop. Dankie dat ons mag weet dat ons saam met U van hier uitgaan, die lewe in. En ons bid dat U ons in hierdie week sal bewaar, en al die dinge wat ons doen, en die werk wat ons aanpak. Ons bid ook vir ons kinders wat op die oomblik by die Mootkamp is, dat hulle daar 'n goeie tyd mag hê. Bring hulle ook weer op die tyd veilig tuis. Ons bid vir almal wat rus, en wat mag vakansie hou, dat ons ook daarin ons belydenis mag beleef. Here, onze Here, dankie dat ons U Vader mag noem. Om Christus wil. Amen. Kom, luister toe, o Godsgesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder, vir die diakonale sorg en vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna ons slotpsalm 66, vers 7 en 8.
Verhef je harte tot God, die heilige, drie-enige God. Ontvang sy seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal en oral. Amen.